Baie welkom by hierdie episode van Fietsfix. Ek sê Etienne Driek, is lekker om weer met jou te wees. Dit is lente, dit is September maand wat warmer weer beteken, wat meer padtyd of bergtyd vir jou en vir my beteken. Ek sien by Cycle Lab in Fourways en ons gesels vandag oor ratte op bergfietsse en padfietsse. Ons kry 'n professionele wenk van David Maree af en ons maak 'n bietjie 'n draai in die laboratorium van Cycle Lab. Ons 'n bietjie meer tegnies gaan kyk na hoe jy jou ratte kan, oftewel moet, verstel. Weereens baie welkom, is lekker om saam met jou te ry. Daar's nogal baie dinge wat jy op jou fiets kan verander, al is dit 'n ou fiets. Kom ons hoor by David Maree wat jy kan byvoeg of wegvat en nog steeds daai optimale diens uit jou fiets uit kan kry. Ek sal sê as jy op 'n mountainbike is, grootste ding is vir 947. Kyk vir sekere upgrades te wees om na slicks toe te gaan. Dit is 'n massive verskil wat jy gaan sien. Die weerstand wat ons het op die mountainbike tyres is verskriklik baie. So dit sal die grootste, ek sal sê, upgrade wees wat jy kan doen vir die wedren. Op die teerpad baie minder weerstand, jy gaan baie vinniger gaan, makliker wees. So vir die mountainbike sou ek sê dit is dit. Padfiets, seker dit gaan 'n bietjie moeiliker wees want die fietsse is klaar redelik goed soos ek sê, gebou en gemaak vir die pad. Ek sal seker sê die beste upgrade wat jy kan doen is 'n goeie stal wiele. Dit gaan teen die beste upgrade wees. So alles bly maar ek sal sê op die wiele van 'n fiets. Dit is die maklikste deel, ek sal sê, om die meeste benefit te kry vir die beste waarde. En so gepraat ek van die padfietsse en die bergfietsse. In die bergfietsse het jy 30, 27, 24 en anders. Padfietsse kyk jy na wat 18, 20, 22 ratte. Wat sê die grootste verskil tussen die twee ratte, of moet 'n ou meer daarin lees dat bergfietsse byvoorbeeld meer ratte het? Bergfietsse het meer ratte, maar dis baie meer gefokus op stadiger spoed. So die grootste ding is om met jou padfiets sal jy sê jou grootste terrein wat jy sal hardloop is 53. Of op 'n mountainbike is jou grootste dalk 'n 42. En agter is baie van dieselfde, is jou kleinste 'n 10 of 'n 11. Grootste ding is op 'n mountainbike, jy gaan baie vinniger uit ratte uit hardloop. So die oomblik as jy op 'n mountainbike sê oor 35 na 40 km/h toe gaan, is al ongelukkig, jy het nie meer weerstand nie, so jy gaan teen 200 cadence moet trap en jy gaan nie reg iewers gaan nie. Padfietsse is heeltemal anders. Omdat hulle ratte meer aangepas is vir hoër spoed, sal ek sê gaan jy eers teen 60 dalk begin uit ratte uit hardloop. So oordat jou spoed is baie nog steeds hoër op 'n padfiets. Dis maar waar jy meeste van jou tyd sal opmaak op 'n padfiets, is op die afdrandes. So ou wat 'n MTB gekoop het en gedink het, wel 30 ratte, dis 10 meer as wat ek dalk op die pad het, so ek gaan definitief makliker klim met 'n bergfiets. Dis nie altyd die geval nie. Ja, glad nie. Dis veral oor die ratios, veral op die van ons, ek sal sê, duurder bergfietsse. As jy kyk by fietsse agter ons, as jy sien, hy het min of meer 'n 32 of 34 voor. Dit is die grootste rad wat jy het, so jy hardloop om, jy het net die een rad voor, en agter is jy gelimit tot op 'n 10. So, jy's verskriklik baie limited. Daarso gaan jy dalk uithardloop al teen, ja, so ek sê, voor 40 km/h, waar op 'n padfiets kan jy gaan tot en met 60 of 65, maklik. As 'n ou 'n ander opsie het, moet hy eerder gaan met die padfiets van 947 of moet hy bergfiets hou? Padfiets gaan verseker vinniger wees. Die ding is maar, padfiets dis gemaak meer, dis gebou vir spoed. 'n Bergfiets is bietjie meer gebou vir jou hantering. Jy moet bietjie meer regop sit, dat jy beter die fiets kan swaai om dit deur al die triekie goeders te maak. Padfiets is baie meer reguit, die paaie is meer oop. Dit is gebou om vinniger te gaan in 'n reguit lyn. So jy gaan verseker vinniger gaan. Dis baie meer aerodinamies. Die gewig van die padfiets is ligter, so jy gaan vinniger by die klimme op, jy gaan vinniger by die klimme af, oor jou ratte wat verskil. So 'n padfiets is verseker baie vinniger as 'n mountainbike. Ek sal sê as jy gekyk het na 5 ure op jou mountainbike van 947, sal 'n padfiets, ek wil soveel sê dat dit dalk tot 'n uur van jou tyd kan afvat.
padfiets. Se ratte is 'n baie verfynde ding. As dit uitgestel is en jy probeer dit dalk self instel en jy's 'n weekend warrior wat dalk nie weet wat jy doen nie, dan kan jy groot skade aan jou fiets aanrig. So kom ons gemaak 'n draai in die lab van Cycle Lab. Ons gaan kyk wat gaan daar aan en dan kyk ons ook na hoe die ratte eintlik opgestel moet word veral as daar iets soos tension by betrokke is. Die eerste fout wat ons sal maak op 'n gearset is as daar 'n kabelstrek is en dan begin ons net te draai. So draai jy ry of iets soos daai en dan gaan na die hele gearstelsel heeltemal uit is. En as daar 'n kabelstrek gebeur op die fiets self, die eerste ding wat jy sal doen is klim af van jou fiets af en kyk op watter gear hand het. So daar het ek nou een klikkie gedruk daarso en hy verander nog nie ratte nie. So speel draai saam met hom tot die rad optel. So draai en na die rad oorgespring. So die rad is nou in. So sien jy daar. So nou en dan gaan ons 'n bietjie te styf. So dan by een afkom en draai net weer terug dat hy afkom na die rad toe waar jy wil in is. So sien jy waar as jy wil nie opspring nie. Kyk. So daar draai ons om tot hy opspring en dan sy op. Kom ons weer terug af. Draai ons tot die reg in die rad in is. Op, af. Ja, so gewoonlik daai geluid wat ons nou gekry het daarso. Jy soek nie daai moet gebeur nie. So dan sit jy net nog genoeg 'n bietjie kabel tension op die kabel self. So draai jou barrel adjuster tot hy geluid weggaan. En dan weer op, af en weer reg op weer. So soek nog 'n bietjie kabel tension. Onthou ek die 947 is op pad, wat beteken dat jy jou fiets nou reeds moet inbespreek by die laboratorium vir 'n behoorlike diens, sodat jou fiets optimaal vir jou kan werk op 19 November. Bespreek nou jou fietse. Debbie Nathan kyk weer na ons gesondheid. But try stay away from the stodge because winter's short in our country, luckily. When winter's over and you look in the mirror and you have to put on that costume or pedal your bike or dust off the cobwebs, it's just not fun. It's just not a good experience and it's unhealthy. So not too much sugar, even if you're having hot cocoa, the actual cocoa is really good for you and high in antioxidants, but not with full cream milk and try and avoid sugar. Hoe oefen 'n mens soos 'n professionele fietsryer en hoe benader jy die 947 soos 'n professionele fietsryer? Kom ons hoor by David Maria. Ek sal sê verseker vir die dag van 947, vat dit easy. Moenie op die eerste helfte van die wedren te hard druk nie. Ek sal vir meeste mense as jy nie seker is nie, wag tot op of na Malebongwe. Die laaste 20 km van die wedren, so ek sê, is verseker die moeilikste. Daar's 'n hele paar klimme, Witkoppen, Cedar Road, Instein City. Daar's 'n hele paar klimme aan die einde wat die toughste is. So hou 'n bietjie terug vir dit. En vir die prep tot dan, probeer soveel as moontlik ry. Ek sê nie sê probeer nie alles op een naweek instop nie. Probeer 'n Dinsdag en 'n Donderdag daai ekstra. Net as al is dit 'n halfuur, al is dit enigiets soos dit. Net daai klein bietjie hou jou bene aan die gang, hou jou lyf aan die gang, metabolisme aan die gang. Verseker, dis die belangrikste wat ek sou sê. Solank as wat jy elke dag klein bietjie doen of soveel as moontlik, dan gaan jy reg wees vir die dag van die wedren. Dis dan die episode van Fietsfix vir vandag. Baie dankie vir die saamkyk en die saamry. Bly veilig op die pad en hou die rubber op die teer ook natuurlik. Ek sê Etienne Hendrik, sien jou volgende keer weer. Als van die beste.